Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White, die deel van die goddelose. Kyk, al die siele is myne, soos die siel van die Vader, so die siel van die Seun, hulle is myne. Die siel wat sondig, die moet sterwe. Esegiel hoofstuk 18 vers 4. Terwyl die lewe die erfenis van die regverdiges is die dood die deel van die goddelose. Die siel wat sondig sal 'n ewige dood sterf, 'n dood wat vir ewig sal duur, waaruit daar geen hoop op 'n opstanding sal wees nie, en dan sal die toorn van God bedaar. Dit was vir my 'n wonder dat Satan so goed daarin kon slaag om mense te laat glo dat die woorde van God, die siel wat sondig, die moet sterwe, beteken dat die siel wat sondig nie sal sterf nie, maar vir ewig in ellende sal lewe. Die engel het gesê, lewe is lewe, of dit nou in pyn of geluk is. Die dood is sonder pyn, sonder vreugde, sonder haat. Christus het 'n pynlike dood onder die mees vernederende omstandighede verduur, sodat ons lewe kon hê. Hy het sy kosbare lewe prysgegee, sodat hy die dood kon oorwin. Maar hy het uit die graf opgestaan, en die 10.000 engele wat gekom het om hom te aanskou soos hy die lewe opgeneem het wat hy neergelê het sy woorde van triomfantelike vreugde gehoor, terwyl hy bo Josef se geskeurde graf gestaan en verkondig het, ek is die opstanding en die lewe. Johannes hoofstuk 11 vers 25. Die vraag, as 'n mens sterwe, sal hy weer lewe, is beantwoord. Deur die straf van sonde te dra, deur in die graf af te gaan, het Christus die graf verhelder vir almal wat in die geloof sterf. God in menslike vorm het lewe en onsterflikheid aan die lig gebring deur die evangelie. Deur te sterwe het Christus die ewige lewe verseker vir almal wat in hom glo. Deur te sterwe het hy die oorsprong van sonde en ontrouheid veroordeel om die straf van sonde te ly, die ewige dood. Die besitter en gewer van die ewige lewe, Christus, was die enigste een wat die dood kon oorwin. Hy is ons verlosser. Christus is die lewe self. Hy wat deur die dood gegaan het om hom te vernietig wat die mag van die dood gehad het, is die bron van alle lewenskrag. Daar is balsem in Gilead en 'n geneesheer daar.